Jakobus 4 en ons lees daar vanaf vers 1 tot 12. Waarvandaan kom oorloë en vegterye onder julle? Kom hulle nie hiervandaan, van julle welleste wat in julle lede stryd voer nie? Julle begeer en julle het nie, julle pleeg moord en is naaiwerig, en julle kan niks verkry nie. Julle veg en maak oorlog en julle het nie, omdat julle nie bid nie. Julle bid en julle ontvang nie, omdat julle verkeerd bid, om dit in julle welleste deur te bring. Egbrekers en egbreeksters, weet julle nie dat die vriendskap van die wêreld vyandskap teen God is nie? Wie dan 'n vriend van die wêreld wil wees, word 'n vyand van God. Of meen julle dat die skrifte vergeefs sê, met jaloersheid begeer die gees wat in ons woon? En ons gaan nou as ons deur hierdie gedeelte werk net 'n regstelling maak met die vertaling. Daar's 'n foutiewe vertaling hier, maar ons sal dit hanteer. Vers 6, maar hy gee groter genade, daarom sê hy, God weerstaan die hoogmoediges, maar aan die nederiges gee hy genade. Onderwerp julle dan aan God, weerstaan die duiwel en hy sal van julle wegvlug. Nader tot God en hy sal tot julle nader. Reinig julle hande, julle sondaars, en suiwer julle harte, julle dubbelhartiges. Weeklaag, treur en ween, laat jou gelag in treurigheid verander word en julle blydskap in bedruktheid. Verneder julle voor die Here en hy sal julle verhoog. Broeders, moenie van mekaar kwaad spreek nie. Die wat kwaad spreek van sy broeder en sy broeder oordeel, spreek kwaad van die wet en oordeel die wet. En as jy die wet oordeel, is jy nie 'n dader van die wet nie, maar 'n regter. Een is die wetgewer, hy wat mag het om te red en te verderf, maar jy, wie is jy wat 'n ander oordeel? Goed, so kom ons werk deur hierdie gedeelte, ons gaan vers vir vers daar deurwerk, want ons het nodig om die skrif te verstaan soos wat dit bedoel is om verstaan te word in terme van dit wat die Here vir ons moet openbaar. Daar's 'n klomp punte hierin wat nodig is om geopenbaar te word vir ons om beter te verstaan wat is die konteks van hierdie gedeelte. So ons sien dan die opskrif van Jakobus 4 is verset teen oorheersing deur hartstogte. Nou, hartstogte word op 'n paar maniere in hierdie gedeelte word dit gereflekteer met verskillende woorde en ons gaan nou vinnig net daarna kyk. Hy sê heel eerste, hy sê waarvandaan kom oorloë en vegterye onder julle. So, dis baie duidelik dat Jakobus hier sê dat daar is en hierdie oorloë en vegterye is nou nie lande wat teen mekaar oorlog voer en mense wat mekaar doodskiet en dis nie wat hy hier probeer sê nie. Hy sê vegterye en oorloë is dit wat gebeur wanneer 'n mens binne die konteks van koninkrykslewe dat daar nie 'n eensgesindheid is nie, daar's geskille en verskille en die een sê dit en die ander een sê dat en omdat ons dan nie konsensus kan kry oor wat sê die woord oor 'n spesifieke saak nie, dan kom daar wat hulle noem oorloë en vegterye onder mekaar en dan gebeur dit sommer baie gou-gou dat daar 'n partydigheid ontstaan en die een breek weg van die ander een en daai ou begin sy eie kerk en daai ander ou begin 'n ander kerk en so dit maar die eeue gegaan met die kerk, met die liggaam van Christus. Daar's 'n onderlinge vegterye en geskille en verskille met mekaar en daar is net eenvoudig nie konsensus nie. En dan vra Jakobus die vraag, waarvandaan kom dit? En dan antwoord hy homself en hy sê, kom hulle nie hiervandaan nie. Dis die tweede gedeelte van vers 1. Kom hulle nie hiervandaan nie. Van julle welleste wat in julle lede stryd voer. Nou die lede wat stryd voer gaan oor die lede van Christus. Met ander woorde, we are all part of the body of Christ and every person is a member of the body of Christ. Dis die beginsel, ons is almal lede van die liggaam van Christus en dan sê hy
dat in hierdie lede word daar stryd gevoer, met ander woorde, die een praat teen die ander en die ander een praat teen daai ene, en so praat almal teen mekaar, as gevolg van wat? As gevolg van welliste. So hy noem dit dan nou mos in die opskrif hartstogte, met ander woorde, 'n wellus is 'n vleeslike begeerte wat iemand het, wat na homself toe trek. Dis 'n selfsugtige begeerte vir homself en vir dit wat hy wil hê. Goed. Nou sê hy, vers 2. Julle begeer en julle het nie. Met ander woorde, you desire to have. Julle het hierdie menslike vleeslike begeerte om te hê. Hy sê, julle begeer en julle het nie. Wat het jy nie? Met ander woorde, binne die konteks van koninkrykslewe, het ons almal 'n begeerte om die dinge van die koninkryk van God te hê en te verstaan. Want wanneer ons die dinge van die koninkryk het en verstaan, daarmee kan ons dan God eer en verheerlik, en daarmee kan ons broers en susters in die gemeente van Christus kan ons mekaar bedien met die waarheid van sy woord. Maar hy sê, julle begeer en julle het nie. En dis klaar, die rede hoekom jy nie het nie, is omdat jy begeer om dit na jou vlees toe te trek. Want hy sê dit. Julle begeer en julle het nie, julle pleeg moord en is naaiwerig. Nou hierdie moordpleeg moet ons ook binne konteks verstaan. Dit beteken nie mense loop rond, Christene loop rond en maak mekaar dood fisies nie. Dit is glad nie wat hierdie woord sê nie. Wat hy sê is, julle pleeg moord, en dit is een van die 10 gebooie, jy mag nie doodslaan nie. Met ander woorde, jy mag nie die dinge van die kom ons noem dit dan nou die woord van God of die waarheid van die woord, mag jy nie gebruik en daarmee mense geestelik doodmaak nie. So hy sê, julle pleeg moord en is naaiwerig. Goed, en daai naaiwerig is jy te ywer om vir jouself, en julle kan niks verkry nie. So wat sê hy daarmee? Hy sê, as jy optree met die dinge van die koninkryk van God, om jou vleeslike welliste, nou, jy kan nou vandag sê, maar ek het nie welliste nie. Ek het nie, want jy verstaan wellus verkeerd. Want wat is wellustigheid? Dit is 'n last wat in jou is vir jou, om jouself te bevredig. En daai bevrediging hoef nie noodwendig 'n seksuele konteks te hê nie. Daai wellus is, ek wil, en dan is daar soveel goed wat 'n mens daaraan kan koppel, maar een van die goeders is finansiële voordeel. En wanneer ons dan die Here dien, dan dien ons dit met 'n ingesteldheid van finansiële voordeel. Of ek moet nooit siek word nie, of wat ook al jy doen, wat jy die Here voordien, omdat jy wil jou vlees daarmee bedien. So, dit is baie duidelik dat die woord van God is nie bestem om na ons vlees toe te werk nie. En daarom kan jy nie in die natuurlike gang van jou lewe die heeltyd die woord van God vat en dit na die sigbare toe trek nie, want ons koninkryk is 'n onsigbare koninkryk. Goed, nou sê hy, julle pleeg moord en is naaiwerig en julle kan nie verkry nie, julle veg en maak oorlog en julle het nie, omdat julle nie bid nie. Goed, so hy sê, terwyl ons dan hierdie, soos die Engelsman sou sê, infightings het, terwyl ons met mekaar in striwelinge is, en met mekaar in konflik is, oor die woord van God, omdat, en die rede hoekom ons met mekaar in konflik is in die woord van God, is omdat ons almal die woord van God vleeslik beskou en vleeslik interpreteer. Met ander woorde, jy sien dit na jou vlees toe, ek sien dit na my vlees toe, en nou het ons konflik met mekaar, omdat
jou vleeslike verstaan en my vleeslike verstaan verskil van mekaar en nou breek ons weg van mekaar af. Maar nou sê hy sê, maar julle ontvang nie omdat julle nie bid nie. Nou die Engelse vertaling vertaal daai woord bid, hy sê omdat julle nie vra nie. Nou die punt is, hoe vra ek? En dan vat hy dit verder. Julle bid en julle ontvang nie. Nou sê hy, julle vra en julle ontvang nie. Hoekom? Omdat julle verkeerd bid of omdat julle verkeerd vra? En dan sê hy, wat beteken dit om verkeerd te vra? Vers 3, dan sê hy, om dit in julle welleste deur te bring. So, kom ons probeer dit net gou saamtrek. Die probleem met wanneer 'n mens met die woord van God besig is, dan moet jy jou vlees 100% losmaak en parkeer en glad nie vanuit jou vleeslike beskouing die woord van God probeer interpreteer nie, want dit is die probleem, jy kan dit nie doen nie, want ons moet verstaan dat ons vlees is bedrieglik, die hart van die mens is bedrieglik bo alle dinge, en jy kan nie op jou insig van jou hart staat maak, en vanuit jou emosies of enige iets wat in jou vlees is, kan jy nie die woord interpreteer nie. Wat beteken? Dit beteken, jy weet niks. Jy het niks om te bied nie, jy weet niks nie, en wanneer ons na Christus toe gaan, en om na Christus toe te gaan is om met sy woord besig te wees. So wanneer ons met die woord besig is, dan moet ons alle vleeslike denke, vleeslike interpretasies en emosies moet ons heeltemal buite rekening laat. Ons moet nie daarop agslaan nie. En ons moet nie daarop dit deel maak van die proses om te verstaan waaroor gaan die dinge van die koninkryk nie. Want die oomblik as jy dit gaan doen en jy bring jou vlees in, jy bring jou emosies in, jy bring jou menslike wysheid en verstand in, dan is die probleem, dan gaan jy dit doen vanuit jou welleste uit en dan sal jy nooit die dinge van die koninkryk kan ontvang nie. God sal dit nie in jou oopsluit nie. Hy sal dit toehou, want hy sê, ek kan nie my dinge van my koninkryk aan jou openbaar maak, solank as wat jy dit doen om jou welliste uit te leef nie. Goed. Nou vers 4. Dan is daar twee elemente, egbrekers en egbreeksters. Nou, in ons natuurlike, en nou weer 'n keer, moet jy nie hierdie egbrekers en egbreeksters, moet jy nie interpreteer vanuit jou menslike of vleeslike beskouing nie, want dan gaan jy 'n fout maak. So wat is die egbrekers en egbreeksters? Weer 'n keer moet jy ook nie sê egbrekers en egbreeksters manlik en vroulik nie, want dit is nie manlik en vroulik nie. Nou gaan jy vir my sê, maar hoe kan dit wees? Hoe dan nou? Dit staan daar manlik en vroulik. Okay, so wat is 'n egbreker en wat is 'n egbreekster? Die eerste egbreker, want nou weer 'n keer terug na die 10 gebooie toe, is jy mag nie egbreek nie. Nou wat is die betekenis van jy mag nie egbreek nie? Dit beteken jy mag nie van God se bruid af wegbreek na 'n ander vrou toe of 'n ander vals kerk toe nie. Met ander woorde, ons kry dit ook in Openbaring, jy kry die moeder van die hoere en dan kry jy die hoere. Wat beteken wat? Dit is die Christen instansie wat maak asof hy die bruid is, maar toe nooit die bruid was nie. En as God sê, jy mag nie egbreek nie, dan sê hy daarmee, jy mag jou nie verbind tot enige iemand anderster as Christus, deur wat te doen, deur jou te hou by die ware bruid van Christus nie. En die ware bruid van Christus is heeltemal iets anderster as wat ons geleer is en waaraan ons gewoond is. En die oomblik as daar verdeeldheid is en die hele, kom ons vat net na die Suid-Afrikaanse
kom ons noem dit dan nou maar die kerk. Kerk is nie 'n Bybelse woord nie. Jy gaan nie die woord kerk in die Bybel kry nie. Ek dink die woord kerk kom miskien een keer voor in die nuwe vertaling. Die nuwe vertaling Bybel wat my aanbetref is nie die ware weergawe van die oorspronklike vertalings nie. So en daarom maak ons altyd net gebruik van die ou vertaling, want dit is ook nie heeltemal suiwer vertaal nie as gevolg van taal foute wat gemaak is deur vertalers, maar hoe dit nou ook al sê, dis naby genoeg aan die waarheid, en as 'n mens met al die ander oorspronklike vertalings saamwerk, dan kom jy by die waarheid uit. Maar die punt is, die woord kerk kom nie in die Bybel voor nie. So, church is nie kerk nie, church beteken gemeente. Goed, so daar's net een gemeente. Die woord sê, daar's net een liggaam en een gemeente. So, kan daar dan 10 of 20 of selfs 30.000 gemeentes wees? Nee, dis denominasies, en 'n denominasie is partyskap, wat beteken, jy sien die Christenskap so, die volgende ou sien Christenskap sis, en die ander ou sien heeltemal Christenskap heeltemal anderster. Die een glo aan die tradisionele manier om God te dien, die ander een sien in die, noem homself die charismatiese beweging, die ander een noem homself die vernuwingsbeweging, en so het jy. Maar as jy gaan kyk na die gemeente van God, soos wat dit in Handelinge gebeur het, dan was daar net een gemeente, alhoewel daai gemeente reg oor, kom ons noem dit oor Asië versprei was, en dan sien ons die gemeente, wanneer die woord verwys na gemeente, dan sê hy, daar's 'n gemeente in Rome, en wat is daai gemeente se naam? Dis die gemeente van God. Hy het nie 'n naam gehad nie, dit was nie die Rooms-Katolieke kerk nie, dit was die gemeente van God in Rome, dit was die gemeente van God in Korinthe, was die gemeente van God in Efese, en in Galasiërs, van Galate. So, dit was nooit 'n beginsel gewees van, ons kan nou maar besluit, ons gaan ons eie beweging begin, en ons gee hom ons eie naam, en nou is ons die liggaam van Christus nie. Jy is nie deel van die liggaam as jy afstig nie. Daar is net nie so iets nie, jy mag nie. Die woord is baie duidelik daaroor, en dit is wat Jakobus 4 vir ons probeer sê, is, daar's absolute naaiwer en lede wat teen mekaar oorlog voer. En dit is so duidelik. Kom ons vat nou maar net na die charismatiese beweging versus die tradisionele beweging. En hulle wil niks van mekaar weet nie. Hoe is dit dan liggaam as dit so werk? Goed, nou sê hy, egbrekers en egbreeksters. So wat is 'n egbreker? 'n Egbreker is iemand wat met ander woorde in die natuurlike is die man wat met 'n ander vrou doenig is 'n egbreker. Goed, so wat beteken dit? Ons as deel van die bruid, met ander woorde, en dis nou manlik of vroulik, dit het nou niks te doen met of, so elke lid van die liggaam, of hy nou man of vrou is deel van die bruid. Nou, ek bedoel, dis mos nou, ons ken mos nou die beginsel. So, jy vra, ek bedoel, jy kan mos nou duidelik agterkom, as 'n mens sê, ons is almal deel van die bruid, met ander woorde, of jy nou 'n man of 'n vrou is, jy's deel van die bruid. En as ek deel is van die bruid, en ek gaan en ek stig af van die bruid af na 'n vals instansie toe, en die vals instansie is die wat nie saam met die liggaam in dieselfde rigting beweeg met dieselfde waarheid nie. So, en nou kan 'n mens verskillende voorbeelde gebruik. So kom ons vat die Rooms-Katolieke kerk. Wat is die Rooms-Katolieke kerk se grootste probleem? Hulle is in afgoderry, hulle glo in Moeder Maria en al die goeters vir haar, en daar's duisende goed wat hulle verkeerd doen. As ek my verbind tot die Rooms-Katolieke kerk, dan is ek 'n egbreker. Want wat doen ek? Ek maak myself los van
die bruid, wat die liggaam van Christus is. So ek kan my nie by 'n Rooms-Katolieke kerk, of selfs die NG Kerk, of die APK, of die PPK, of enige van hierdie kerke, kan ek myself groepeer nie, want dit is 'n groepering weg van die bruid af. So wat doen die bruid? Die bruid isoleer haarself van partyskap. En daarom kan ons nie verbind tot enige party nie. Jy kan nie 'n kerk kies en sê, daai is my kerk, as daai kerk nie, as hy eie waarheid het, hy kies sy eie waarheid, met ander woorde, vanuit sy vleeslike, kom ons noem dit dan nou, interpretasie van die woord. En hy sê, so ons in ons gemeente glo, God wil jou ryk maak. Dis onbybels, dis duiwels, en daarom kan ek my nie daar groepeer nie, wat beteken, nou is ek 'n egbreker. So die persoon, manlik of vroulik, wat deel is van die liggaam van Christus, die bruid van Christus, wat homself by 'n vals kerk of 'n vals instansie sorteer, is besig met egbreek. En dit maak hom 'n egbreker. So wat is die egbreeksters? Die egbreeksters is almal wat hulle van Christus losmaak. Want hy is die bruidegom. So hy sê, jy kan egbreek deur in 'n vals kerk te sit, maar jy kan egbreek teen Christus deur nie jouself te verbind tot die waarheid van sy woord nie. Want die bruid verbind hom onder die hoofskap van Christus, en Christus is sy gemeente. En ek hoop ek kom duidelik genoeg deur om te sê, pas op vir partyskappe, pas op vir hierdie ding waar jy sê, maar ons kerk, ons, so waaraan bid jy? Nee, ek kan bid daar. Nee, aanbidding is by die voete van Christus. Jesus het ons geroep na sy voete toe, nie na mense toe nie. En as ons almal dieselfde voel daaroor, dan is ons almal by Jesus se voete, maar ons kan nog steeds as gemeente by mekaar kom en met mekaar deel. Nou wat is die gemeente? Dis die liggaam. En wanneer kom ons by mekaar? Jy kan, soos wat hulle gedoen het, hulle het aan huise by mekaar gekom, sê die woord, in die tyd van, so, al wat ek net wil sê is, die liggaam van Christus maak hom los van die gedagte dat ek gaan my eie gemeente begin, ek gaan hom my eie naam gee, en ek gaan mense na ons toe probeer trek. Ons moet mense leer van die dinge van die koninkryk in disippelskap, maar ons moet mense na Christus se voete toe vat, bottom line. Dis waaroor dit gaan. Goed, so hy sê egbrekers en egbreeksters, weet julle nie dat die vriendskap van die wêreld, dis die beginsel. Right, so wat is die beliggaaming wat hy hom gee? Die vriendskap van die wêreld. En daar is 'n die vriendskap met die wêreld. So wat sê hy daarmee? Hy sê, egbrekers en egbreeksters, weet julle nie dat die vriendskap van die wêreld vyandskap teen God is nie? Met ander woorde, vriendskap van die wêreld gaan daaroor dat jy kies die wêreld se manier van dinge doen. En as ek nou praat van die wêreldse manier, dit gaan oor jy stel jouself onder die hoofskap van die Satan. Want die Satan is die prins van hierdie wêreld, sê die woord. Hy is die heerser van hierdie wêreld. The prince of this world. En hy het sekere maniere hoe hy funksioneer. En sy hoof, kom ons noem dit dan nou, sy hoofstrategie is om na jou en my vlees toe te spreek. En hy wil die woord van God vat en dit na ons vlees toe trek. En dit is die probleem met die vals kerk, is hy wil die heeltyd die vlees bevredig. God wil dit en dit en dit vir jou doen. God wil jou net die beste. Hy wil, en dan wil ek altyd vir mense vra, so, waar kom verdrukking in, waar kom vervolging in, waar kom lyding in, hoekom preek hulle dit nie? Want wanneer jy begin vervolging preek en lyding en al die goeders begin preek, dan vind jy dat mense se hardloop weg, hulle raak weg uit die gemeente uit. Hulle kom nie meer nie. Die oomblik as jy die waarheid begin preek, dan
sny dit nie meer na die vlees toe nie, en dan word mense nie meer daarna toe getrek nie, en dan gaan soek hy vir hom iemand wat vir hom eerder sê wat sy vlees wil hoor. En dan, so hy sê, hy wat dan vriendskap van die wêreld wil wees, so hy sê dan, wie dan 'n vriend van die wêreld wil wees, word 'n vyand van God. So as jy jouself wil vat onder die hoofskap van die Satan, deur te luister na predikers wat na jou vlees toe preek, dan sê die woord hierso, dan word jy 'n vyand van God. As jy jou skaar by die as jy eg breek van die bruid af, of jy breek eg van Christus af, dan skaar jy jou by die wat na die vlees toe preek. Hy sê, maar nou word jy 'n vyand van God. En dan sê hy, en dan kom ons nou by vers 5, wat ons toe nou met baie omsigtigheid gewerk het met vers 5, om te sê, wat sê vers 5 eintlik vir ons? Want hy sê daar in vers 5 staan daar, of meen julle dat die skrifte vergeefs sê, en dan sê hy wat die skrif sê, met jaloersheid begeer die gees wat in ons woon. Nou, ons het gaan kyk na die Engelse vertaling, die King James, wat uit die oorspronklike geskrifte vertaal is, hy sê, the spirit that dwell in us lusteth to envy. Lust to envy. So wat is die regte, korrekte Afrikaanse vertaling? Hy sê, of meen julle dat die skrifte vergeefs sê, die gees met 'n klein lettertjie G, wat in ons woon, met ander woorde, ons het 'n gees, die mens het 'n gees wat in hom woon, hy sê, begeer afguns. Begeer afguns. So wat sê ek daarmee? Hy sê, die skrif sê nie te vergeefs, dat die gees wat in ons woon, begeer die afgunstigheid nie. En afguns is presies wat die hele skrif vir ons probeer sê, is daai ding wat ek is afgunstig van jou. Ek wil nie my by jou skaar nie, want ek en jy verskil van opinie. Jy sien 'n ding so, ek sien 'n ding sus, en ek raak nou afgunstig op jou, en ek vermy jou nou, en dan raak ons partydig. Jy doen wat jy doen, en ek doen wat ek doen. Jy het jou kerk, ek het my kerk, en nie een van ons twee het konsensus nie, en dan bring dit 'n geweldige konflik in die liggaam van Christus. Goed. Maar nou sê vers 6, maar God, hy, Christus, gee groter genade. So, nou kyk hy na ons met genade, want hy weet wat in ons vlees is. Hy weet ons vlees is afgunstig. Hy weet ons vlees wil sy eie ding, maar nou sê hy gee groter genade, daarom sê hy, God weerstaan die hoogmoediges, maar aan die nederiges gee hy genade. Wat sê hy daarmee? Wat is hoogmoed? Hoogmoed is om na jou vlees te luister, of na iemand anderster wat vanuit sy vlees uit praat te luister, en nie by die plek te kom waar jy jou ondergeskik stel aan Christus wat die hoof is van die liggaam, en hom te raadpleeg oor wat sê die skrif eintlik. So as iemand na jou toe kom en hy sê vir jou, argumentsonthaalwe, God wil net vir jou die beste, en hy wil hê jy moet welvaart beleef, hy wil vir jou net die beste, niks sleg nie, net goeie, dan moet jy jouself nederig stel voor Christus en sê, maar Here, is dit die waarheid wat hierdie persoon verkondig? Of tree hy op vanuit sy naaiwerigheid? Tree hy op vanuit sy afguns uit? Tree hy op om sy eie vlees te bevredig? Want die ouens wat gewoonlik vir jou preek op 'n manier om jou te kry, om te glo dat Christus jou wil ryk maak. Hy het jou gered om jou, dat dit net altyd met jou moet goed gaan. Dan, wanneer hulle daai goed vir jou predik, dan vra hulle gewoonlik geld by jou.
En dan sê hulle vir jou, jy moet geld vir hulle gee, want hulle is die goeie boodskappers wat vir jou die goeie boodskap bring, wat jy uit jou vlees uit graag wil hoor, en jy bly net vir hulle geld gee. Omdat dit is jou ingesteldheid, is geld. En dan sê hy, so hier sê hy dan, hy sal vir jou groter genade gee, as jy wat doen, nederig is. Met ander woorde, as jy jou onder sy gesag stel, en nie onder die hoogmoediges se gesag nie, want die hoogmoedige ou, is die ou wat die waarheid bepaal. Ons kan nie God se waarheid bepaal nie, die waarheid is in sy woord. En daarom kan ons nie praat vanuit ons eie waarheid nie, ons moet praat vanuit die waarheid van God se woord. En vanuit dit uit, het ons geen verskoning as ons nie buig voor Christus en voor sy gesag nie. Het jy geen verskoning nie, die woord sê, hy sal jou weerstaan. Daarom sê God weerstaan die hoogmoediges. Vers 7 sê, onderwerp julle dan aan God, nie aan mense nie, nie aan predikers wat slim is nie, nie aan ouens wat suksesvol lyk nie, want die meeste predikers wat suksesvol lyk is leenaars. Dit is 'n gegewe. 'n Suksesvolle prediker wat met fancy klere rondloop en wat duisende mense het wat hom volg, is 'n leenaar. Ek het al hoeveel keer gesien, die ouens wat waarheid predik, word nie gevolg nie. Net die ou wat preek na die ore toe, net die ou wat vir jou preek wat jou ore wil hoor, wat jou vlees bevredig, is duisende mense loop agter hulle aan. Ons weet daar's ouens in Amerika wat miljoene mense het wat hulle op internet volg. Want hulle sê vir hulle wat hulle wil hoor. En hulle is skatryk omdat hulle vir mense sê wat hulle wil hoor. Maar die oomblik as jy die waarheid begin preek na mense toe, soos wat die woord dit sê, dan kan jy maar sien, daar's maar 'n ouetjie wat alleen loop. Hy het nie baie volgelinge nie. En dit moet ook so wees, want hy moet nie volgelinge nie, hy moet mense na Christus toe lei, en mense moet Christus volg. En dis maar die hart van die Here. Onderwerp julle dan aan God, onderwerp julle onder die gesag van Christus. Hy is die hoof van die gemeente. Dan sê hy, en weerstaan die duiwel. Want wat doen die duiwel? Hy is die heerser van hierdie wêreld. Hy werk na jou vlees toe. Jy moet hom weerstaan, deur nie die woord te vat en die woord aan te wend om jou vlees te bevredig nie. Dis hoe jy die duiwel weerstaan. En hy sal van julle wegvlug. Jy sien, die oomblik as jy met die waarheid begin werk, soos wat die waarheid na jou toe bedien word in waarheid, gaan jy begin agterkom, maar dit wat ek geglo het, was leuns. En die oomblik as jy die waarheid begin glo, dan kom die duiwel op 'n punt, want dan besef hy, dan maak hy soos wat Jesus met hom gemaak het. Jesus het vir hom gesê, daar staan geskrywe, en op 'n punt, dan besef hy Satan, maar hier gaan hy nêrens kom nie, en dan beweeg hy aan, dan vlug hy weg. Jy sien, hy gaan nie met jou karring, as jy die waarheid het nie, want die waarheid weerstaan die duiwel, en dis die enigste manier hoe jy die duiwel kan weerstaan. Goed, vers 8, nader tot God, en hy sal tot julle nader. Wat beteken dit? Beteken nader na die woord toe, want die woord is God. Ons het nou al baie daaroor gepraat. Johannes 1, in die begin was die woord, en die woord was God, en die woord is God. So, wat beteken dit? Nader tot die woord van God, want die woord is God. So, die punt is, nader tot God beteken, kom in die woord van God in en vra die Heilige Gees. Dis waaroor die bid gaan. Julle vra, maar julle het nie, want julle bid nie. Hy sê, jy moet vra, Here, gee vir my. En onthou, Jakobus 1 het daarmee begin. As julle dan wysheid kom, Jakobus 1 vers 5, as iemand van julle dan wysheid kom, bid julle hemelse Vader, wat sonder verwyd vir julle wysheid sal gee. Met ander woorde, jy gaan die heeltyd moet vra, wanneer jy met die woord van God werk, vra. Sê, Here, maak vir my oop, sê vir my wat is hierin opgesluit wat ek moet weet, help my om die waarheid te kry. Maar jou probleem is, jy is hoogmoedig. Hoekom? Want jy gaan eerder na jou dominee luister, of jy gaan eerder na jou pastoor luister, as wat jy na die woord gaan luister. As wat jy self, moenie hoogmoedig wees nie, gaan na Christus toe, gaan na die woord toe, laat die woord vir jou sê waaroor gaan die dinge van die koninkryk. Goed.
vers 8 se tweede deel. Reinig die hande, julle sondaars, en suiwer die harte, julle dubbelhartiges. So, waaroor gaan die reinheid? So, ek wil net hê jy moet gou vinnig saam met my kyk na Matteus 15. Matteus 15 ons moet net beter verstaan wat die Here vir ons probeer sê. So Matteus 15 gaan ons net daar kyk na 'n paar verse. Ons kyk na vers 10 tot en met vers 20. Matteus 15 vers 10 tot 20 sê: En hy het die skare na hom geroep en vir hulle gesê: Luister en verstaan. Luister en verstaan is 'n baie duidelike skriftuurlike beginsel wat Christus van die begin af baie duidelik uitgespel het. Luister en verstaan beteken, maak oop jou gees, jou geestelike ore, moenie met jou natuurlike ore luister nie. Luister met die gees, so ja, die inligting kom in by jou oor of deur jou oë, maar dit moet na jou gees toe gaan en nie na jou vlees toe nie. Luister en verstaan sê, die dinge van die koninkryk van God is geestelik en jy moet dit met jou geestelike oor hoor. Goed. Vers 11. Nie wat in die mond ingaan maak die mens onrein nie, maar wat uit die mond uitgaan, dit maak die mens onrein. Goed, en ek gaan dit nou gou klaar lees. Vers 12. Daarop kom sy disippels nader en sê vir hom: Weet u dat die fariseërs toe hulle hierdie woord hoor aanstoot geneem het? Maar hy antwoord en sê: Elke plant wat my hemelse Vader nie geplant het nie, sal ontwortel word. Laat hulle staan, hulle is blinde leiers van blindes. En as 'n blinde 'n ander blinde lei, sal albei in die sloot val. En Petrus antwoord en sê vir hom: Verklaar vir ons hierdie gelykenis. Maar Jesus sê: Is julle dan ook nog sonder verstand? Is julle dan ook soos hulle? Begryp julle nie dat alles wat in die mond ingaan, in die maag kom en heimlik uitgewerp word nie? Maar die dinge van wat uit die mond uitgaan, kom uit die hart. En dit is die wat die mens onrein maak. Want uit die hart kom daar slegte gedagtes, moord, egbreek, hoerery, diewery, valsheid, getuienis, laster, taal. En dit is hierdie dinge wat die mens onrein maak. Maar om met ongewaste hande te eet, maak die mens nie onrein nie. Goed, nou wil ek net gou vinnig, moet ons net verduidelik wat Jesus hier sê. Die fariseërs se probleem was gewees, hulle het gewerk met gebruikies. Was jou hande voordat jy eet, was jou gesig, daar's allerhande rituele gebruike, was die bekers, was al die instrumente en al het, ons kry dit vandag nog, maar nog redelik in die katholieke kerk, hulle is baie oor die reinheid van die bekers en die goeders. Maar dis nie die boodskap nie. Wat is die boodskap? Die boodskap is, jy moet verstaan dat alles wat binne in jou is onrein. Al jou menslike, vleeslike denke en patrone is onrein. Jy moet dit weet. Jou gedagtes is onrein. Dit wat jy sou, as jy sou uitspreek wat in jou gedagtes aangaan by jou mond uit, dan is dit onrein, en hy spel hulle uit. Hy sê, want uit die hart kom daar slegte gedagtes, moord, egbreek, hoerery, diewery, vals getuies, lastertaal. Dit is die aard van die mens. En daarom sê die woord, dat die hart van die mens is bedrieglik bo alle dinge. Met ander woorde, wat hy daarmee ook probeer sê is, moenie op jou hart staat maak nie, want jou hart gaan jou bedrieg. Jou hart gaan jou laat goeters glo wat nie so is nie, en wat nie aan die waarheid gekoppel is nie, en dit gaan jou bedrieg. En daarom sê hy, moenie jou hart glo nie. Moenie op jou hart staat maak nie, want jou hart gaan jou bedrieg. Ek wil net die versie aanhaal in Jeremia 17 vers 9. Jeremia 17 vers 9 sê, bedrieglik is die hart bo alle dinge, ja, bedorwe is dit, wie kan dit ken? Ek, die Here, deursoek die hart, toets die niere om elkeen te gee na sy weë volgens die vrug van sy handelinge. Nou wil ek vir jou sê,
die aard van die mens is vlees. En omdat jy vanuit jou vlees uitwerk, gaan dit wat uit jou uit gaan kom, gaan nie wees wat in die gees is nie. En daarom sê hy, reinig die hande julle sondaars en suiwer die harte julle dubbelhartiges. Hoe doen ons dit? So die hande rein maak is die eerste beweging, want wat doen ons met die hand? Met die hand gee ons en met die hand ontvang ons. En as ons ingesteld, want dit is die groot probleem met en ek wil dit baie duidelik stel, die woord praat nie van die vals kerk nie, en ek gebruik die woorde vals kerk bloot maar net vir die wat vals predikers, die woord praat van vals leraars en vals profete, nee. So die valses wat die waarheid verdraai. So mense gaan na daai mense toe en dan word hulle die valses wat na die valses luister. Okay, en daarom kategoriseer ek hulle dan nou maar net as die vals kerk. So wat doen die vals kerk? Die vals kerk se hande is nie rein nie. Wat doen hulle? Hulle gee vir mense vleesgoed. In ruil vir vleesgoed. Met ander woorde, mens gebruik jou hand om mee handel te dryf. Koop en verkoop, nee. So jy gee vir iemand iets en jy kry iets daarvoor terug. En nou sê die woord hier, julle moet julle hande reinig. Wat beteken? Moenie jou hande gebruik om vir mense iets te gee sodat jy iets kan terugkry nie, want dis 'n vleeslike aksie. So vals predikers en vals leraars sê vir mense vleeslike goed sodat hulle iets kan terugkry. En gewoonlik wat hulle terugkry is geld. En daarom hierdie predikers preek na die goeters toe wat ons wil hoor sodat hulle iets kan terugkry. En dan in hulle aanbieding is daar altyd, jy kan maar, ek wil amper sê die buzzword is gee. Jy moet gee. Dit was nooit. Jy kan in Jesus se bediening, Jesus het nooit gesê, hoorie, ek gaan julle nou bedien, maar julle moet, ek gaan 'n bordjie omstuur na die tyd, wanneer ek mense genees het en wanneer ek mense bedien het met die woord, gaan ek 'n bordjie omstuur en dan gaan ons geld insamel nie. Nooit nie, nooit. Dit is nie Jesus se bediening nie. En sy apostels het dit ook nie gedoen nie. So, dis baie duidelik dat daar nie 'n ingesteldheid was van, ek gaan vir julle iets gee met die hand en julle gaan vir my iets teruggee met julle hand nie. En daarom sê hy, reinig julle hande, julle sondaars. Want wat is 'n sondaar? 'n Sondaar is iemand wat die woord van God in waarheid vat en hy verdraai dit. Dis 'n sondaar. 'n Sondaar het dit niks te doen met die natuurlike vleeslike sondes wat in die mens is nie. Die sonde wat gedoen word in die kerk is die sonde van Mammon. Die woord sê, jy kan nie God en Mammon dien nie. Jy kan net een van die twee dien. En as jy met geld besig is binne die koninkryk van God, dien jy vir Mammon, jy dien nie vir God nie. Jy kan nie vir God dien as Mammon deel is van die proses nie. So hy sê, reinig julle hande, julle sondaars, en suiwer julle harte, julle dubbelhartiges. Nou wat beteken dit? Om julle harte te suiwer. Wat is dit wat ons hart suiwer? En onthou, ons het nou net gekyk in Matteus, wat is in die natuurlike hart van die mens? Ek gaan dit net weer lees, Matteus 15, en dan kry ons dit spesifiek in vers 19. Vers 19 sê, want uit die hart kom slegte gedagtes, moord, egbreek, hoerery, diewery, valse getuienis, lastertaal. So wat beteken dit? Dit wat vanuit die natuurlike tong gespreek word, met ander woorde na die vlees toe gespreek word, is slegte gedagtes. Moord, met ander woorde moord, ek sê vir jou, God wil jou ryk maak, ek maak jou dood daarmee. Hoe maak ek jou dood? Jy glo dat God jou wil ryk maak, so ek gee nie vir jou die waarheid nie, en dwaallering maak mense dood. En so kan jy nou gaan kyk na egbreek en hoerery en diewery en valse getuienis en lastertaal. Dit is wat die vlees gaan spreek. Maar wat spreek die
Gees. Die Gees van die Here, hy sê, suiwer die harte. Wat beteken? My hart, wat my so bedrieg, omdat ek vanuit die vlees uitspreek, nou moet ek die waarheid van God se woord in my hart inplant. Ontvang met sagmoedigheid die ingeplante woord van God. Ons moet die woord in ons harte plant, want dit is wat ons harte suiwer maak. Dit is wat die leuns wat jy geglo het, verander in waarheid. En so ons, dis amper 'n purging wat plaasvind. Ons moet uitsuiwer, ons moet aanhou waarheid insit. Ons plant die saad van die woord in ons hart en dan bring dit vir ons vrug voort. Maar ons is so gewoond aan die hart wat so onsuiwer is, so besoedel met die vleeslike ingesteldheid, dat wat kom uit ons hart uit? Moord, naaiwer, hoerery, afgodery. Dis die goed wat uit ons harte uitkom, omdat ons nie die woord in ons harte het nie. En die enigste ding wat ons harte gaan suiwer maak, is die woord van God. En dan sê hy, dan noem hy hulle dubbelhartiges, julle dubbelhartiges. So waaroor gaan dubbelhartigheid? Dubbelhartigheid gaan oor, ek sê ek dien die Here, ek sê ek het Jesus aangeneem, maar ek dien nog steeds vir Satan. Met ander woorde, ek dien nog steeds die vlees. Ek het eintlik al wat ek gedoen het, is ek kom uit die wêreld uit en ek gaan terug na die wêreld toe. Ek kom uit 'n vleeslike toestand uit, kom na Christus toe, neem hom aan en dan gaan ek aan met die vlees. En hy sê, maar ons kan hom nie vanuit die vlees uit dien. Jy kan die Here nie uit jou vlees uit dien nie. Jy moet uit jou vlees uitkom en jy moet in die gees inkom. Hoe? Gees en waarheid. Jesus het vir die vrou by die put gesê. Hy sê, waar is jou man? Dan sê sy het nie 'n man nie. Dan sê jy het reg gesê. Hy sê, jy het 5 maande gehad en die een wat jy nou het is nie jou man nie. En dan sê sy, jy is seker 'n profeet. En dan sê hy, en dan wat wil Jesus vir haar sê? Want dan begin sy nou skielik godsdienstig met hom te raak, en sy wil met hom godsdienstige gesprek hê, en sy sê, so ons Samaritane, ons bid hier, en die Jode sê, nee, hulle moet in die tempel, en wat sê u, waar moet ons bid? Dan sê Jesus, daar kom 'n uur, en dit is nou. Hy sê, wat julle God in gees en waarheid sal aanbid. Gees en waarheid is die plek van aanbidding. Nie 'n kerk nie, jy moet in gees en waarheid. Wat beteken dit? Ek het die Heilige Gees wat my gees wil rig op die dinge van die waarheid, en wanneer ek die waarheid in my hart plant, nou is ek besig om Christus in my hart te sit. En dit is liggaam. Dit is hoe ons met hom in 'n verhouding staan. Nou is ons nie meer by Christus aan die een kant en by die Satan, deurdat ons vanuit die vlees uit Christus wil dien nie, want jy kan hom nie vanuit die vlees uit dien nie, dit is mammon. So jy moet afstand doen van mammon, en doen afstand van die prediker wat mammon vir jou aanbied. Moenie na hom luister nie, want hy gaan vir jou mislei, en jy gaan altyd leef vanuit die vlees uit, solank as wat jy na die valse predikers luister. Vers 9, ons is nog steeds by Jakobus 4 vers 9. Hy sê, weeklaag, treur, ween. Wat beteken dit om te weeklaag? It is to realize my own misery. Besef hoe verlore jy is as jy vanuit jou vlees uit die Here wil dien. Weeklaag beteken it's to realize your own misery. Jy is miserable, jy is verlore. As jy op enige manier die Here vanuit jou vlees uit wil dien, dan is jy miserable. En jy moet dit erken. Jy moet erken dat jy is miserable. Jy dink dat jy God beïndruk deur alles van die dinge van die koninkryk te vat en dit na jou vlees toe te trek. Dit is jy het nodig om te weeklaag daarvan, en dan sê hy, nou moet jy treur. Nou moet jy treur. Wat beteken dit om te treur? Daar moet 'n grief in jou hart wees. En dan moet jy ween, jy moet sorrow hê.
En nou moet jy my verdra, maar dis die beste manier hoe ek dit vir jou kan verduidelik. Ons gaan na die skrif kyk en ons kyk na 2 Korintiërs hoofstuk 7, 2 Korintiërs 7 en ons gaan daar kyk vanaf vers 8 tot en met vers 11. Nou goed, ons sien Paulus het 'n brief geskryf aan die Korinte, sy eerste brief, en toe het hy redelik die lat uitgeruk en hy het hulle baie goed met sy skrywe laat verstaan. Hy's baie ontevrede met die manier hoe die gemeente in Korinte optree in terme van dit wat daar besig is om te gebeur, en jy kan maar 1 Korintiërs gaan lees, eintlik maar van die begin af, en dan is daar 'n geval van 'n man wat met sy met die vrou van sy vader gemeenskap het en al die goeders en wat ook al. En Paulus sê, julle akkommodeer vleeslikheid in julle midde. En toe het hy vir hulle 'n brief geskryf, en hierdie is die tweede brief aan die Korinte, en nou sê hy die volgende hier in vers 8 vanaf 2 Korintiërs 7 vers 8 af, sê hy, want al het ek julle ook deur die brief, die vorige brief wat hy geskryf het, bedroef gemaak, is ek nie jammer nie. Al was ek ook jammer. So Paulus sê, dit was vir my sleg om vir julle hierdie brief te skryf, maar ek is nie jammer ek het die brief vir julle geskryf nie, want ek wou iets bereik met die brief. En dan sê hy, want ek sien dat daardie brief, al was dit vir 'n kort tydjie, julle bedroef gemaak. Right, so hy sê, die brief wat ek vir julle geskryf het julle gebring na 'n plek wat julle introspeksie gedoen het. Julle het gedoen presies wat Jakobus sê ons moet doen, wanneer ons met die verkeerde goed besig is, dan sê hy, weeklaag, treur en ween. So Paulus sê, ek het vir 'n kort tydjie, het ek julle bedroef gemaak. Laat weeklaag, treur en ween. En dan luister wat sê hy. Vers 9, 2 Korintiërs 7 vers 9 sê, nou is ek bly, nie omdat julle bedroef was nie, maar omdat julle bedroef was tot bekering. Hy sê, so weeklaag, treur en ween beteken niks as dit jou nie tot bekering bring nie. En dit is hoekom Jakobus sê, julle moet weeklaag, treur en ween oor die feit dat julle God probeer dien vanuit julle vlees uit. En as julle dit reg, as jy kom tot die besef dat ek verkeerd is, dan sê hy, dan gaan gebeur wat met die Korinte in die brief gebeur het, is hulle het geweeklaag, getreur en geween en tot bekering gekom, want hy sê, omdat julle bedroef was tot bekering, want julle was bedroef volgens die wil van God. Jy gaan nou sien, die wil van God, die wil van God, die wil van God, kom 3 keer in hierdie gedeelte voor. En ek praat nou van vers 8 tot 11, dis 4 verse. Hy sê, omdat julle bedroef was tot bekering, want julle was bedroef volgens die wil van God, sodat julle deur ons in niks skade gelei het nie. Sodat julle deur ons in niks skade gelei het nie. Met ander woorde, Paulus sê, ek gaan vir julle sê wat julle moet hoor geestelik, sodat dit julle kan bring by treur, ween en dat julle kan kom op die plek waar julle bedroef is oor waarmee julle besig is, sodat julle kan bekeer, want dit is die wil van God. Vers 10, want die droefheid volgens die wil van God werk 'n onberoulike bekering tot redding. Jy sien, ek wil vandag vir jou sê, as jy Christus dien vanuit jou vlees uit, met ander woorde, alles wat jy met jou welliste om wil dien, kan ek jou vandag sê, jou probleem is, jy's verlore. Jy's verlore. Jy kan nie Christus dien, sodat dit jou vlees kan bevredig, en jou welliste kan bevredig nie. Sodat jy altyd net kan hê wat jy wil hê nie. Want dit is wat in jou menswees is. Elke mens het 'n begeerte na afguns, sê die woord. Daai versie 5 wat so verkeerd vertaal is. Dis, jy begeer afguns. Jy begeer om jou eie wil te bevredig. Jou eie wellus te bevredig. En wellus is wyd.
Dit gaan net alles oor, alles moet net vir jou uitwerk. En wanneer mense onder verdrukking en vervolging kom, dan hardloop hulle weg. Dan sê hulle, nee, dit kan nie die Here wees nie, die Satan is besig om my. Nee, dis die Here wat wil hê jy moet deur daai goed werk, sodat jy beproef kan word, of jy deel kan wees van sy koninkryk. Ons moet vervolg en verdruk word. Dit is die regverdige oordeel van God. Ons sal later oor daai punt gesels. Goed, so ons is nog steeds by vers 10. Hy sê, want die droefheid volgens die wil van God werk wat? 'n onberoudelike bekering tot redding. Jy sal nooit berou kry as jy bedroef raak oor die feit dat jy God in die vlees dien nie. Hy sê, maar die droefheid van die wêreld werk jy dood. Die droefheid van die wêreld, weet jy wat, daar's altyd mense word partykeer onverhoeds betrap in sonde. En dan praat ek nou maar van vleeslike sonde. Sommige ouens het berou as hy uitgevang word. Hy het berou. Hy is jammer. Hy voel sleg. 'n ander ou is spyt. Daai spyt is, yes, ek was stupid, ek moes nie uitgevang gewees het nie. Jy sien, God wil by ons berou hê. Jy moet berou hê oor die feit dat jy in die vlees wandel, want as jy berou het, dan is jy bedroef tot bekering. Maar as jy uitgevang word op jou sonde, en jy spyt daaroor dat jy uitgevang is, dan gaan jy nie berou hê nie. Jy gaan nie bedroef wees nie. Vers 11, want kyk, juist dit, dat julle bedroef geword het volgens die wil van God, die derde keer wat hy sê, volgens die wil van God. God se wil is dat ons moet bedroef wees, omdat ons hom verkeerd dien. Ek het al baie keer met mense die waarheid van die woord bedien, en dan sien jy, hy hoor dit, maar daar's nie 'n berou nie, daar's nie 'n bedroefdheid nie, hy's nie spyt omdat hy die Here uit die vlees uit dien nie, hy gaan maar net terug aan en dien die Here uit die vlees uit, want dit is vir hom lekker. Hy hou daarvan om vleeslik die Here te dien, want dit bring nie 'n ongemak nie, daar's geen vervolging nie, daar's geen verdrukking nie, is net lekker. Dan sê hy, want kyk juist dit, dat julle bedroef geword het volgens die wil van God, wat 'n groot ywer het dit in julle gewerk, ja, verantwoording, verontwaardiging, vrees, verlange, ywer, bestraffing. In alles het julle bewys dat julle in die saak rein is. Jy sien, dit wil 'n reinheid by jou werk, en dis hoekom hy sê, reinig die hande, julle dubbelhartig is. Suiwer julle harte, maak skoon, kom voor die Here, erken dat jy verkeerd is, en dat jy die Here uit die vlees probeer dien het, en maak reg. Goed, ek is nou terug in Jakobus, hoofstuk 4, en dan wil ek net vers 10, 11 en 12 hanteer, en dan sal ons later kyk vanaf vers 13 tot 17. Vers 10 sê, verneder julle voor die Here, en hy sal julle verhoog. Verneder julle voor die Here. Met ander woorde, jy moet altyd wanneer jy met Christus, met die dinge van die koninkryk besig is, dan verneder jy jou voor die hoof, wat Christus is. Jy gaan na hom toe, hy is die een wat aan jou, jy moet sê, Here, ek weet niks nie, ek het geen insig nie, ek het geen wysheid nie, ek het nodig, Here, dat U my daarmee vul. En in nederigheid gaan jy dan baie meer tyd in die woord moet spandeer, as wat jy tyd op die internet spandeer om te luister na predikers. Jy gaan baie meer tyd moet spandeer voor die voete van Christus. Jy gaan van jou vrye tyd moet opoffer om hom te leer ken. Dit is nederigheid. Dit is wat dit is om jou voor die Here te verneder. En dan sê hy, en hy sal jou verhoog. Wat beteken daai verhoog? Jy sien, jou probleem is omdat jy vanuit jou vleeslike denke nou verhoog sien en sê, ja, ek gaan 'n prediker word. Nee. Wat gaan gebeur as hy jou verhoog? Hy sê, ek trek jou op in die hemel en ek wys jou die dinge van die hemel. Dis wat verhoog beteken. Verhoog beteken nie dat jy verhoog word
in status hier op aarde nie. Hy sê, verneder jou voor die Here en hy sal jou in die hemel opvat. Hy sal jou verhoog en jou leer van die dinge daarbo. Dis wat hy bedoel. Vers 11. Broeders, moenie van mekaar kwaad spreek nie. Die wat kwaad spreek van sy broeder en sy broeder oordeel, spreek kwaad van die wet en oordeel die wet. As jy die wet oordeel, is jy nie 'n dader van die wet nie, maar 'n regter. Een is die wetgewer, hy wat mag het om te red en te verderf, maar jy, wie is jy wat 'n ander oordeel? Goed, so wat probeer Jakobus hier vir ons sê? Broeders, moenie van mekaar kwaad spreek nie. Weet jy wat gebeur as jy liggaamslewe reg verstaan? En ons almal, ek moet al baie bely het, ek het al baie keer het ek teen die liggaam van Christus gesondig. En hoe sondig ek teen die liggaam van Christus? Deurdat ek kwaad spreek van 'n broer of 'n suster. So kom ek verduidelik. So kom ons sê, daar's 'n broer wat sekere skrifgedeelte vat en dit verkeerd interpreteer. Dan is daar 'n prosedure wat gevolg moet word. So, hier is 'n broer en 'n broer sê, hy sê 'n ding, hy sê byvoorbeeld, ons moet die Sabbat onderhou. Nou hardloop ek agter sy rug rond en ek sê, julle moet van daai ou wegbly, hy sê ons moet die Sabbat onderhou. En hy sommer 'n dit en 'n hierdie en 'n dat, en ons moet daai ou glad nie. Goed. Nou sê die woord, jy mag nie van daai broer kwaad spreek nie. Jy kan nie nou agter sy rug gaan en met ander van die gemeente, want wat doen jy? Jy's besig om wat te doen? Partydigheid te skep. So wat is die prosedure? Die prosedure kry ons baie duidelik in Matteus 18. Matteus 18 gee vir ons 'n prosedure en dis 'n paar verse, so ek gaan dit net gou vinnig aanhaal. Matteus 18 vers 15. Hy sê, as jou broer teen jou sondig, hoe sondig 'n broer teen my? Wat is die sonde wat hy doen? Hy verdraai die woord en hy bied dit vir my verdraaid aan. Met ander woorde, ons moet die Sabbat onderhou. Right, dis nie die waarheid nie. Die woord sê nêrens ons moet die Sabbat onderhou en ons gaan nou sabbatariërs word nie. Goed, want Jesus het baie duidelik gesê, hy is ons Sabbat. So ek wil nie nou die Sabbat ding preek nie, want dis nie nou die punt nie. Die punt is, 'n broer kom, of kom ons gemaak 'n ander voorbeeld, 'n broer kom en hy sê vir jou, dis Jesus se hart dat jy finansiëel welvaart moet beleef. Right, dis 'n leuen, dis nie die waarheid nie. En nou gaan ek en ek sê, jy pas hom nie na daai blablabla. Of ek gaan na hom toe gaan en ek sê, broer, hier is die skrif wat die teendeel sê van wat jy sê. Jy sê, so kom ons en 'n welbekende skrif is 1 Timoteus 6. So kom ons sê 'n broer kom na jou toe en hy sê, God wil net hê jy moet dit moet altyd met jou finansiëel goed gaan. Nee, nou moet jy iets gebruik. Nou moet jy hom reg help. So help ek hom reg. Ek sê vir hom, vers 1 Timoteus 6 vers 9. 1 Timoteus 6 vers 9 sê, maar die wat ryk wil word, val in versoekinge en strikke en baie dwaase en skadelike begeerlikhede wat die mense laat wegsink in verderf en ondergang. Want die geldgierigheid is 'n wortel van alle ewels en omdat sommige dit begeer, het hulle afgedwaal van die geloof en hulle self met baie smarte deurboor. Goed, so wat is die punt? Die punt is, as iemand vir jou sê, God wil jou ryk maak, en jy wys vir hom daai skrif, dan sê jy nou vir hom, jy het hom nou as jou broer teen jou sondig, as jou broer sê, God wil jou ryk maak, nou bestraf ek hom, hoe bestraf ek hom? Ek bestraf hom met die waarheid. Ek sê vir hom, hier's wat die waarheid sê. Right? En nou sê hy, tussen jou en hom alleen. So jy gaan jy gaan nie agter sy rug gaan kwaad praat van hom nie, jy gaan eers met hom praat. En jy gaan vir hom sê, broer, dis die waarheid van die woord. Ek is nog steeds Matteus 18 vers 15. As hy na jou luister, dan het jy jou broeder gewin. So as jy hierdie waarheid vir hom bring en hy vat dit, nou sê hy, nou het jy jou broeder gewin. Maar nou vers 16 sê dan, maar as hy nie luister nie, so kom ons sê hy ignoreer jou vermaning, dan sê hy, neem nog 1 of 2 met jou saam.
So kry dan nog een of twee broers wat ook die waarheid het, en ons gaan dan saam na daai persoon toe. So ons gaan nog steeds hom nie beskinder en van hom kwaad praat nie. Ek gaan nou 'n ander broer konsulteer. Ek sê, broer, ek het met hierdie broer gepraat en hy gee nie gehoor nie, en dan gaan ons saam na hom toe en dan probeer die twee ouens of die drie probeer hom dan nou oortuig. Hy sê, want in vers 16 sê, sodat in die mond van 2 of 3 getuies elke woord vasstaan. Wat beteken dit? Die woord van God staan vas. En waarheid werk so dat die een hou het nie een waarheid en die ander hou het 'n ander waarheid nie. Wanneer die Gees van die Here in ons midde beweeg, sal hy altyd werk na die waarheid toe. Met ander woorde, wanneer 'n mens die skrif deurwerk en leer ken, dan is daar net een waarheid. So, wanneer ons dan nou hierdie beginsel deurgewerk het oor God wil jou ryk maak en ons bewys nou volgens die skrif dat dit nie is wat die woord sê nie, dan kan ons gaan en ons maak reg, ons stel hierdie ou reg. Hy sê in vers 17, as hy na hulle, met ander woorde hierdie drie ouens nie luister nie, sê dit aan die gemeente. Met ander woorde, sê dit vir almal, nou kan ons dit aan almal wat met hierdie persoon geestelike kontak het. Nou maak ons dit aan hulle almal bekend. Want, hoekom? Want hierdie ou beïnvloed 'n klomp mense na die leuen waarmee hy rondloop. So nou sê ons vir almal, luister nou mooi, hierdie ou glo dit, maar dit is nie die waarheid van die woord nie, en ons het hom deur die prosedure gevat van vermaaning, en hy wou dit nie vat nie, en dan sê hy, vertel dit vir die gemeente, en as hy ook nie na die gemeente luister nie, so as hy dan nou nie submit onder die gesag van die gemeente nie, dan sê hy, en as hy na die gemeente ook nie luister nie, laat hom vir jou wees soos die heiden en die tollenaar. Wat sê hy daarmee? Laat hy wees asof hy nie gered is nie. Hanteer hom dan as 'n ongeredde. Goed, so, nou is ons terug by Jakobus. So die beginsel is, moenie van mekaar kwaad spreek nie. En ek dink Matteus 18 het dit baie mooi vir ons uiteengesit, nê? Hoe werk kwaad spreek? Met ander woorde, jy maak mense op teen mense. Maar as ons die regte prosedure volg, so leer almal. So, dan sê hy, die wat kwaad spreek van sy broeder en sy broeder oordeel, spreek kwaad van die wet en oordeel die wet. Hoekom? Want jy het nou buite prosedure opgetree. En as ek van 'n broer kwaad spreek, het ek nie prosedure gevolg nie. En as ek geestelike prosedure volg, dan kan ek nie kwaad spreek van 'n broer nie. So nou skep ek nie partyskap nie, ek probeer hierdie broer tot bekering bring en almal leer in die proses om te sê, maar ek moet nou pas op dat ek nie met dwaallering rondloop nie, want dan gaan ek deur die prosedure vermaan moet word. Goed, en dan sê hy sê, en as jy die wet oordeel, is jy nie 'n dader van die wet nie, maar 'n regter. So met ander woorde, al is jy reg, deur hierdie broer agter sy rug te praat, word jy verkeerd deurdat jy nou nie 'n dader is van die wet nie, deurdat jy prosedure gevolg het nie, want daar's baie Bybelse prosedures wat ons moet volg, en hierdie is een daarvan. So nou sê hy, moenie kwaad praat van 'n broer nie, dis 'n opdrag van die woord. So as jy kwaad praat van 'n broer, dan het jy die wet oortree. So nou is jy nie 'n dader van die wet nie, want jy klaar net 'n hoorder geword, maar nie 'n dader nie. So om 'n hoorder te wees, is een ding, 'n dader is om nou te sê, ek gaan nie nou kwaad praat van hierdie broer nie, ek gaan prosedure volg. En dan, nou word jy nie 'n regter nie. Jy sien, 'n regter is ek besluit, ek maak die wette en ek bepaal die wette. Hy sê, een is die wetgewer. So wat doen ons? Ons vermaan nie mense met wat hoe ons dit wil hanteer nie, ons hanteer dit volgens die woord. So, Christus is die wetgewer, en wanneer daar 'n sekere oortreding kom, dan praat ons nie kwaad en dan oortree ons weer 'n wet nie. So, ons kan nie daai wet regstel deur ander wette oortree nie. So wat doen ons? Ons hou by die skrif, ons doen wat die skrif sê ons moet doen.
En dan sê hy, een is die wetgewer, vers 12, Jakobus 4 vers 12, hy wat mag het om te red en te verderf. So wat het nou gebeur met hierdie ou, wat nie die vermaning aanvaar het nie? Hy is in die verderf. Hy is in die verderf. Maar ek en jy is nie in die verderf wat die wet gevolg het nie, wat die woord van God gevat het en gesê, ek het nou die vermaningsprosedure gevolg en hierdie ou het nog steeds nie gebuig nie, nou is hy terug aan die wet. Met ander woorde, nou oordeel die wet hom. Want die wet sê, jy moes lankal die knie gebuig het, voordat die gemeente gekom het en jou vermaan het, moes jy lankal gebuig het, so jy gaan nie buig nie. So die woord oordeel jou. Hy sê, maar wie is jy wat 'n ander oordeel? Wat sê hy daarmee? Hy sê, ons moet nie regter speel nie. Ons moet nie regter speel nie. Ons moet toelaat dat die woord van God die oordeel bepaal. En ons moet net met die woord werk. En ons kan nie self die wet oorskry as iemand anders die wet oorskry nie. Ons kan nie die woord aanwend soos wat ons dit wil, as 'n ander ou nie die woord reg aanwend nie. Ons moet die woord volg, soos wat die woord. So, hierdie is 'n absolute voorbeeld van hoe ons dan die wet uitvoer, soos wat God dit vir ons bestem het om dit uit te voer. En daarom is die beginsel bly, en dit is die les uit hierdie gedeelte uit, is jou vlees het hartstogte, jou vlees het afguns, jou vlees wil iemand beskinder, jou vlees wil sleg praat van iemand agter sy rug, maar dit is 'n onbybelse manier en daarom moet ons dit regstel. So, ja Here, ons wil maar dankie sê Here, dat ons net hierdie geweldige waarheid van die vlees wat teen die gees staan, en sy eie begeertes wil vervul, help ons dan om nie naïwerig te wees en nie partyskap te soek nie, en altyd te staan by die liggaam van Christus, wat onder die gesag van Christus die hoof staan. Ons bid dit in Jesus naam. Amen.